Op my môre geliefdes, ons groet u elkeen na die lieflike, bekoorlike, mooie naam van ons Here Jesus Christus, die naam wat is bo elke ander naam. Daar is nie 'n naam soos die naam Jesus. Amen. Amen. Kom ons wat oopmaak met die stem van die Here vra op hierdie oggend en dan sal ons vra dat so dat my Pa net vir ons sal kom oopmaak. Dankie Pa. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, Here, ons kom vanmôre na U, Here, en ons bring hierdie diens vanmôre voor U, Here. Ons vra U, Here, dat U teenwoordigheid hierdie atmosfeer sal kom, Here. Dat die salwende krag en die heerlikheid hier binne sal hang, en dat elke persoon wat in hierdie plek in beweeg, Here, U teenwoordigheid sal voel, Here, en dat jy aanraking sal kry vanmôre, Here, uit die hand van die Here. Elke sieke vanmôre genees sal word, Here, elkeen wat 'n behoefte het, vervul sal word vanmôre, Here, dat die krag en die heerlikheid van die salwende Heilige Gees oor elkeen beweeg vanmôre, Here. Raak elke hart aan, Here, die woord geseën en gesalf, Here, elke koorsanger, elke musikant, Here, gesalf met 'n kool vanaf die altaar. Vader, ek dank U, ek loof U, Here, vir die voorreg dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Kom vanmôre, Here, en raak ons aan. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. 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 Halleluja. Laat so 'n bietjie om, skryf iemand saam met die nog nie geskryf het, sê dit welkom in die huis van die Here. Bly op volgende saam met jou te wees in die huis van die Here. Jy's op 'n goeie plek en dit is in sy teenwoordigheid. Amen. Lekker om hier te wees. Oh, praise the Here. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. God bly goed ongeag, né? Ongeag van wat rondom ons gebeur, God bly en is goed. Amen. Nou ek gaan ons diakens vra wat ons help met die offergawe om na vore te kom en ons gaan so saai in die werk van die Here. Dit is altyd 'n voorreg en 'n eer om te kan saai. Amen. Oh, so stil vir ons. Stil. Amen. Daar sê dankie Tannie. Amen. Amen. Daar sê ons amen nou. Prys sy naam. Kom ons gaan saai in die werk van die Here. Maak gereed, spreek lewe oor jou staat. Saai jou saam met blydskap. Vanmôre uit jou hart uit kom ons en ons bring vir die Here vanoggend ons offers en tot eer en verheerliking van Koning Jesus. Amen. Halleluja. Waar is Broedertjie? Sien vir ons die saak vanmôre asseblief. Dankie my broer. Kom ons hou ons hart in ons hand. God en Hemelse Vader, Here, en ek sê baie dankie vir hierdie geleentheid, Here. Here, wat ons kan saai in U koninkryk vanoggend, Here. Here, dankie dat ons weet, Here, dat waar ons saai, Here, dat goeie grond is, Here. En dat ons vrug sal draai, Here Jesus. En dit wat ons hierdie saak benoem, Here, dat ons sal glo dat ons dit uit U hand uit verkry, Here Jesus. Here, wat ons weet dat U ons voorsiener is, Here. Ons weet dat U altyd daar is, Here. Here, die wat nie het vanoggend, Here, Here, spreek ek lewe, Here. Dat U vir hulle deure sal oopmaak, Here. Dat U vir hulle sal 'n werk sal gee, Here. Here, wat vir hulle bedoel is, Here Jesus. Here, dat hulle vir U koninkryk sal werk in daai posisie wat hulle is, Here Jesus. En ek sê dankie daarvoor, Here. Here, dankie dat U vir ons voorsien vandag in U hand. In Jesus naam ek spreek lewe daaroor. In Jesus naam bid ek, want U woord leer ons wat ook al ons in U naam vra, dit sal ons verkry. Ek sê dankie, Here. In Jesus naam alleen. Amen. 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 Dankie broer. Halleluja. Kom ons gaan die naam van die Here groot maak vanmôre. Dit is lekker in hierdie plek. Ek weet jy kry nou kop net, maar as jy so lekker hande klap, jy so 'n bietjie rondtrap waar jy is, ek kry jy nou warm. Jy weet nie warm nie. Go. As alles warm, dan kook jy broek, né? Dan begin ons dan so lekker kook. Jy kan ons nie stil staan om hoe werk dit nou, né?
Sit saam op tafel vanoggend en ons gaan gou uit 1 Korintiërs 11 vers 23 lees. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy dit gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet dit vir my liggaam, wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtes. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtes. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op onverwaardige wyse hierdie brood eet, of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en siekes, en aantal het ontslae. Want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld geoordeel mag word nie. Daarom, my broeders, as julle saamkom om te eet, wag vir mekaar, en as iemand honger het, laat hom by die huis eet, sodat julle nie tot 'n oordeel saamkom nie. Die ander sake sal ek reël wanneer ek kom. Amen. Die Here het ons gesterf van die kruis van Golgotha. Hoeveel hou het hy nie vir ons gegee? Yes, amen. Hy het nie een keer gehuiwer om vir ons te sterf. Amen. Halleluja. So ook, een en elkeen van ons kan in die tafel sit. Jy hoef nie 'n lidmaat van die volle evangeliekerk of hoe apart te wees nie, maar solank jy 'n wedergebore Christen van God is, dis wat tel vanoggend. So moet ons saam op 'n onwaardige wyse dit saam eet en drink. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Lord, we praise you. In die nag wat verraai is, het hy die brood geneem en gebreek. En dit is my liggaam. Liggaam van die Jesus Christus. Dit is sy liggaam. Amen. Hy sal in die woord as hy daar. Yes, amen. Terwyl vir ons ongeregtigheid, ons
ons sonde, ons Yes, haleluja. Hierdie is die beker van die Nuwe Testament in sy bloed. So gaan ons dit saam drink ook. Amen. Glory. Hallelujah. Daniel het gemaak het geval en sy elleboog gekraak. Dus ek kan miskien op die verhooging. Maar ons vertrou dat die Here ons spoedig herstel en genees. En dit gou kom saam met ons kan wees. So ons reilik gou om ek kan die broodjie self bedien. Ek gaan die sirkel daar by die kant. Prys die naam van die Here. Dit is kosbaar dat ons dan dink dat Jesus toe op die kruis van Golgotha gehang het. Het hy daar gehang ter wille van ons. Hy was nie skuldig nie, hy was onskuldig. En as gevolg van ons sondes en ons oortredinge, het hy gesterwe, eens vir altyd, vir almal. En jy weet, dit is so kosbaar as ek dan dink dat die woord van die Here sê, dat bly dan nou geen meer offers oor nie. So ons het nie meer nodig om ander offer te bring, om in God se teenwoordigheid te kan kom. Ons het die weg geskoop vir ons kan inbeweeg in sy allerheiligste in, omdat hy die prys betaal het vir ons sondes. Halleluja. Die Here is goed. Amen. Sê nie saam met my vanmôre. Halleluja. Hy het die weg oopgemaak. Ek en jy kan instap. Ons het nie nodig om priester te gaan sien nie. Dis nie amazing nie. Ons het nie nodig om te wag dat iemand anders dit vir jou moet doen nie. We can just go into the presence of the Lord. The door has been opened once and for all. For all. Amen. Amen. Praise die naam van die Here. Glory. Dis so kosbaar. Dink net 'n bietjie daaroor as jy dit neem vanmôre. Ons bid vir mekaar, ons gaan saam neem. Maar dink net daaroor. As jy daai broodjie in jou hand het, kyk daarna. Daar's my Jesus. As ek 'n bruidsteep op. As reference to his stripes and his wounds. And by it you can declare that by his stripes we are healed. Amen. Verklaar het oor jou liggaam. Verklaar ek wandel in gesondheid. As gevolg van Jesus. Halleluja.
Loof die naam van die Here. Dit is die liggaam en bloed. Dit is die liggaam van die Here Jesus Christus. Sy liggaam verbruisel en deurboor as hy daar. Die liggaam van die Here Jesus Christus verbruisel en deurboor as hy daar. Terwyl hy jou en my opgereinig. Ons sondes. Hy het op hom geneem, sodat ek en jy nie hoef te loop met skuldgevoel, met 'n swaar las. Halleluja. Jehovah is your name. Glory, glory, glory. By your stripes we are healed. We are healed. Thank you, Lord. Thank you for healing. Thank you for restoration. Thank you for life. Life in abundance. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Beker van die Nuwe Testament. Kom ons neem dit saam. Beker van die Nuwe Testament in sy bloed. Hy sê, drink almal daartyd tot my gedagtenis. Dit as julle die beker drink, verkondig julle die dood van die Here Jesus Christus totdat hy kom. Amen. Hy kom weer. Ja, amen. Hy kom weer. Vader, ek sê net dankie vanmôre vir die bloed wat gevloei het. Dankie vir die beker van die Nuwe Testament wat spreek van beter dinge. Ek loof U daarvoor. Die beker wil jy met jou hand op asseblief. Halleluja.
naam van die Here. Kom ons sê dan net so dankie dat ons môre die krans gaan op die tafel van die Here ontsit. Vader, ons sê vanmôre baie dankie. Dankie dat ons die voorreg gehad het om aan tafel te kon wees en te kan onthou wat U vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha. Dankie dat ons weet vanmôre die oorwinning is behaal. Dankie dat ons weet vanmôre die offer is aanvaar. Dankie dat ons weet vanmôre ons kan wees kinders van die lewende God. Dankie vir wat U gedoen het. Dankie vir die liefde. Dankie Here, ons prys U. Lof, eer en aanbidding kom U toe. Wees nou met ons verder as ons gebed en ons loop U totdat U kom. Amen. Prys die naam van die Here Jesus. Halleluja. Dankie vir die span. Loop die grote naam van die Here Jesus Christus. God is good. And all the time, God is good. Loop sy grote naam. Is jy gereed vir die woord van die Here vanmôre? Prys sy naam. Maar daar is ek iemand sê halleluja. Dit is al awesome om te hoor. Kinders wat hoor in die huis van die Here. Amen. Ja, ons wil groot maak in die weer van die Here, sê die woord vir ons net. Amen. Gaan saam met my vanmôre na Hebreërs hoofstuk 12 to Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12. Vandag saam lees in die woord van die Here vanmôre. En ek wil net so 'n paar verse vir julle lees, vanaf vers 1 tot en met vers 3. En as jy dit net sê amen. Hierdie kan hoor ek het op. Jy moet bly op die plek. We're going to get there. Amen. Ons gaan nou hê. Nou ons saam lees in die woord van die Here. Is ons gereed? Amen. Amen. Okay. Kom ons lees Hebreërs hoofstuk 12 en ek lees van vers 1 en hy sê die volgende: Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman, die volëinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdraai, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Jy gehoor? Amen. So ons nie in ons siele vermoeid word en verslap nie. Belangrike woorde, kind van die Here. Ek wil vanoggend met jou praat wat dat die onderwerp sal ek sê is dan vanmôre oorwin omstandighede deur Jesus se voorbeeld. Oorwin omstandighede deur Jesus se voorbeeld. Vader, ek dank U vanmôre vir U woord. Ek dank U dat ons vanmôre in hierdie plek bymekaar kan wees en ons harte voorberei het om U woord te ontvang. Dankie dat U kom saai vanmôre U woord en ons is die grond wat het ontvang, Here, en hierdie verklaring is vanmôre goeie grond. En ek loof U vir U woord. Word U dan verheerlik vanmôre en kom en spreek in ons harte vanmôre soos wat U wil. En ons bring U die lof en die eer en die aanbidding. Amen. So hy sê vir ons in hierdie woord, hy sê, laat ons met volharding die wedloop hardloop wat voor ons lê. Amen. Die gehoor sê maar langs jy moet volhard. Ons sê op die ander kant, jy moet volhard. Jy sien, dinge gebeur in ons lewens baie keer en wanneer dinge gebeur, dan kom ons baie keer op 'n plek in ons lewens waar ons wonder, is dit nog die moeite werd om aan te gaan? Ons kom op plek in ons lewens wat ons voel die lewe raak net te veel. Ek bid, ek vra die Here, ek bly, ek huil, ek doen alles wat ek kan en wat ek weet van. Maar dit is asof dan net nie 'n verandering kom nie. En wil ek vanoggend jou herinner aan wat die woord van God sê. Volhard. Amen. Hoe lang moet ek volhard? Tot die einde toe. My vriend, vanoggend, hier is 'n boodskap vir elkeen
van ons. Want weet dit, die woord van die Here sê, ons lewe in die laaste dag. Yes. Die woord van God sê, dat baie, jy gehoor, nie net 1 of 2 nie, maar baie sal van die geloof afvallig word. Ja. Want iemand moet hoor vanoggend. Yes. Hy sê, baie sal van die geloof afvallig word. Daarom vermaan hy ons, daarom sê hy vir ons vanmôre, volhard. Moenie opgee nie, moenie die handdoek ingooi nie. Moenie wanneer die storm teen jou is, wanneer die storm woed, 'n besluit neem om te sê, ek het genoeg gehad nie. Hou vas aan Jesus. Hou aan sy voorbeeld volg en hou aan saam met hom die pad stap. Hoekom? Want hy lei jou in oorwinning. Amen. Sê dit vir langs jou, jy sal oorwin. Ek dink as ons vanoggend net so bietjie moet dink. Elkeen van ons in hierdie plek net so bietjie moet dink. In een of ander moeilike omstandigheid waar ons onsself in bevind het. En op 'n kol gevoel het, ek wil nie meer. Ek is seker as ek vanoggend vra, is daar enige een hierso? En ek net my hand opsien nie. Ek weet in hierdie plek is hier baie wat saam met my vanoggend sal sê, ek wil ook al die handdoek ingooi. Maar wie wat? Sê bravo langs jou, gee bravo langs jou high five. Oké, bravo langs jou high five. Jy het hier gedink. Amen. Jy het hier gedink. In moeilike tye van jou lewe. En jy is vanoggend tog hier. I want to say congratulations. I want to say keep on going. Yes. Do not stop now. You've done it before. You can do it again. Amen. Hou vas aan die Here en bly volhard, want jy sal die oorwinning beleef. Amen. Die Here is getrou. Die Here is getrou. Wie wat doen die vyand? Die vyand se strategie is bekend, soos Paulus sê. Paulus sê, ons is met die strategie van die vyand bekend. Ons weet hoe hy werk. Kind van die Here, ons word nie verras deur die vyand se werk nie. Ek weet nie van jou nie, maar ek word beslis nie verras nie. Ek kom agter wanneer hy besig is om te werk. Hoe weet ek wanneer die vyand besig is om vir jou iets te sê? Maar hy sê mond oop maak, sê my broer Melvin, dis reg. Hoekom? Want hy is die Vader van die Here. Hy sal jou nooit die volle waarheid gee nie. Hy sal dalk 'n deel van die waarheid gee, maar hy gaan jou nie die volle waarheid gee nie. So weet vanmôre, wanneer jy op 'n plek in jou lewe is en jy wil van God hoor, wie wanneer dit God is, wil jy weet wanneer jy vrede in jou hart het. Yes, amen. As jy God vra oor iets, as jy met God praat oor iets en jy is 'n vrede in jou binneste, dan weet jy dit kom van God af. Amen. Want hoekom? Hy is die prins van vrede. Amen. Halleluja. Hy is die prins van vrede. Yes. As jy hier iets in jou binneste ervaar en jy voel onstuimig in jou binneste oor 'n saak en jy bid daaroor en jy het nie vrede nie, weet dit, dis nie hy nie. Halleluja. Kind van die Here, ons volg die voorbeeld van Jesus in alle omstandighede. Dis my kosbaar wanneer ek daaroor dink, want ek besef dat vanoggend hier is ons en ons sit aan die tafel van die Here. We took off the bread and we took off the cup of the New Testament in His blood, His body, His blood, a reminder of what happened on the cross of Calvary, a reminder that He paid the debt for you and me. En wie wat sien dit in die woord is dat hy nie gekla toe hy daar gehang het nie. Nie een keer. Hy het nie gekla oor die omstandighede wat hy ervaar het terwyl hy op pad was Golgotha toe nie. Ek sien nie dat Jesus een keer wou opgee nie. Selfs daai swaar kruis wat hy op pad is na Golgotha, toe hy op 'n kol kom op 'n plek waar sy krag ingegee en hy val, het hy nog steeds nie opgegee. Halleluja. He went all the way. He went all the way.
Hy het al die pad gegaan, Golgotha toe, vir jou en my. My vriend, daar is nie 'n omstandigheid wat ek en jy ervaar, wat kan vergelyk met die omstandigheid wat hy deurgegaan het nie. Daar is nie 'n omstandigheid wat ek en jy ervaar in hierdie lewe, wat kan voel, soos dit wat hy gedoen het nie. Jy moet onthou, toe hy daardie kruis dra, toe hy daai kruis neem Golgotha toe is sy rug al stukkend geslaan. Yes, amen. Jy moet onthou, hy neem daai liewe kruis op 'n liggaam, stikkend, vol wonde. Maar ek weet nie van jou nie. Jy het agtergekom, as jy jou toon gestamp het met die seer, het jy agtergekom hoe baie keer maak jy seer aan hom? Het jy agtergekom as jy net verkeerd aan hom raak, hoe seer hy is? Dink net aan hierdie Jesus, wat sy rug oopgeslaan het, en hy dra 'n rowwe kruis op daai stukkende plek. Vriend, ek weet nie van jou nie. Ek dink daar was intense pyn. Ek dink daar was intense seer in sy lewe op daai moment, maar hy didn't complain once. Nie een keer daaroor gekla nie. Nie inteendeel, toe hy struikel, sê die woord, en nou Simon gedwing is, het hy nog gesê, hierdie bloed is vir jou. Yes, amen. Dit van die Here, dit is vir ons, elkeen van ons. Het daar die bloed gevloei, sodat ons kan vry wees. He paid the price in full. Child of God, this is not the time to relax. This is not the time to throw in the towel. This is the time to press on until the end. Amen. Om te verhard of volhard tot die einde toe. Dis kosbaar. Dis so kosbaar. Ek kyk nou hier so 'n klip wat op Facebook inkom en ek sien hierdie vrou wat besig is om te hardloop. Hulle is in 'n lang afstand wedloop en opgekol in hierdie reis toe het iets gebeur en sy val. En jy weet, as jy tussen 'n klomp goeie atlete is en jy val, is die kans om dit in te haal basies nul. Ek weet, daai ouens het almal 'n plek verdien om daar te wees. Jy moet verstaan, hy het nie net opgedaag vir besluit vandag, wel ek dink ek voel goed vandag, ek dink vandag en ek sommer saam met hierdie ouens die lang afstand hardloop. Jy dink ons op ons skool ervaar, nee. Op skool toe ons sport gehad en dan vra wie hardloop almal vandag? Dan spring jy sommer en sê ons gaan punte kry vir die span. Jy het nog nooit geoefen nie, maar jy hardloop saam. Al loop jy daai laaste entjie, maar jy gaan punte kry vir die span. Daai manne wat daar hardloop, daai vroue wat daar hardloop, is die vrouens wat opgestaan het die oggend en besluit, hoewel ek dink hulle is vir 'n wedloop vandag. Hulle het hulle voorberei, oor tyd lank voorberei. En uiteindelik is hulle op hierdie plek nou waar hulle gaan meeding vir 'n titel. Maar nee, ek praat hier, ek weet nie, hoor julle my vanoggend? En hierdie vrou in daai wedloop val. Ek kan nie onthou wat gebeur het, maar die rede is hoekom sy geval het, sy val. En hierdie groepie hardloop voor haar uit en breek bietjie van haar weg. Sy het nie besluit, wel, my reis is klaar nie. Sy het nie besluit, nee, maar dis nog maar die einde van dit, wat kan ek nog daar, ek gaan toch niks kan doen nie omtrent teen. Sit nou maar daar en klaar, omdat sy geval het nie. Die vrou staan op. En jy kan sien as deursetting in daai hart. Sy staan daar op, nie net om die wedloop klaar te maak nie. Sy staan daar op punt te bewys. Oh, somebody put it in. Hy vrou staan daar op, sy trek weg. Sy hardloop nie net die bondel in nie. Sy hardloop nie net tot op die tweede of derde plek nie. Sy kom verby, nadat sy geval het en sy wen nog steeds die wedloop. There is something about you and me. And we've got to realize that even in adversity, you can still be triumphant if you don't give up. Amen. Moenie die duiwel plek gee. My vriend, moenie die duiwel plek gee in jou huis nie. Moenie die duiwel plek gee in jou gedagtes nie. Moenie die duiwel plek gee in jou hart nie. Want dit is al wat hy soek. Hy soek dat jy sal glo wat hy sê en voel jy is nie goed genoeg nie. Let me tell you something. God sent His Son, Jesus Christ, to die on the cross of Calvary, not for people that wasn't good enough. He died for people that He knew was worth it. Amen. Hallelujah. And for you and me as a
gered kan word. Prys sy naam. Amen. You can do it. He did it. You can do it. Amen. Yes, amen. Dieselfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is ook woonagtig in jou. Amen. So eerstens, Jesus het verwerping en verraad oorwin. Yes. Nadat sy eie volk teen hom gedraai het, when his own people did not accept him, but rejected him, he still continued. Yes. Glory. Ek weet nie van jou en my nie. Baie keer, as iets in die familie gebeur, dan voel ons so seer gemaak. Is dit nie waar nie? As iemand in die familie gebeur, dan voel ons so teleurgesteld en te nag. Hoe kon hulle dit aan my doen? Dis my familie. Jesus kom na sy eie en sy eie verwerp hom. Hy word verraai deur Judas en hy word verlaat deur sy disippels. Yes. Die manne wat hy self gekies het. Ek weet nie hoe. Het hom gelos. Toe Jesus sterf, sê hulle kom ons gaan vang nou weer vis. Op pad terug na die ou lewe toe. Hulle het gevoel soos ons baie keer. Hulle het gevoel, net, as niks meer om voor hier aan te gaan nie, ons gaan nou maar hier stop. Maar ek het vir jou nuus. That wasn't the end. Die graf is leeg. That wasn't the end. He rose from the dead. Yes, amen. That wasn't the end. He was victorious and triumphant for you and me. Amen. Kind van die Here, vanmôre is ek opgewonde, want terwille van sy ervaring, dit wat hy deurgegaan het, kan ek en jy kyk en net soos hy oorwin. Halleluja. Wanneer mense ons seermaak of teleurstel, kan ons Jesus navolg. Ons kan vergewe. Ons kan getrou bly en ons kan God volg en sy wil doen. Amen. Amen. We can still do it just like him. Sê vrou langs jy kan dit doen. Ek het mos maar hierdie dinge in my lewe waar ek sê ek gaan nie verander hoe help nie. Ek wil of jy my hoor vanoggend. Ek is nie bereid om help te gaan terwille van iemand anders wat iets aan my gedoen het. Ons dra hy gif in ons hand. Weet jy wat? Hy gif in jou hart maak nie hom dood nie. Dit maak jou dood. Dit is waar. Ek het geleer in my lewe die vinnigste en die beste ding wat jy kan doen, of die beste ding en die vinnigste ding wat jy kan doen, is vergewe. Yes. When somebody did something to you, make a decision. Yes. I forgive you. Yes. En moet dit nie binne kan doen nie. Want die duiwel gaan jou smokkel in jou ore. Ja. Sê dit sommer hardop, ek vergewe daai. Ek vergewe daai persoon. Weet jy hoekom? Dit maak jou los. Dis waar. Dit vat die vyand se mag weg. Dit verbreek sy werke in jou lewe. Nie wat gebeur, jy kan oorwin. Sê vrou langs jou, I am more than victorious. Yes. Glory. Ek is so bly daarvoor dat ons weet vanmôre dat Christus die prys betaal. In die laaste tyd as jy kyk so op die nuus op Facebook en YouTube, jy sien so baie vloede. Jy het gesien die water loop daar maar hierdie wêreld. Ek het lanklaas water gesien loop soos in hierdie tyd waar ons leef. Man, not just a little bit of water, massive floods. Jy gesien hoe lyk die val dan nou? Mense, dis maar mooi, 'n mooi gesig wat ons in baie jare nie gesien het nie. Hoe daai sluise oop getrek is en hoe daai water deurkom en hoe daai rivier afkom en die water, man, die water vat weg. Maar 'n boom. Die skrif sê in Psalm dat ek en jy moet wees soos 'n boom, geplant by waterstrome. Hoekom praat hy nie net van enige boom nie? Hoekom praat hy spesifiek van 'n boom wat by waterstrome geplant is? Jy sien 'n boom wat by waterstrome geplant is, se wortel moet baie diep wees.
Daai wortel moet geanker wees, my vriend. Hy moet vas wees, want hy moet stormwater kan trotseer. Hy moet kan staan wanneer water teen hom druk. Nog steeds bly op sy plek. Die skrif sê ons moet wees soos 'n boom geplant by waterstrome. Anker in die Here. Nie in yourself. Oh, in our own ability, we will never make it. In our own strength, in our own power, no. The storms will sweep you away. Yes, that's true. But if you are in Christ Jesus, Yes, amen. you are anchored for life. Hallelujah. Ek sê, wanneer jy in Christus Jesus is jy geanker vir die res van jou lewe. Niks. Oh, iemand van hoor vanoggend. Ek weet hierdie woord is vir iemand in hierdie plek vanoggend op Facebook. Jy moet hoor vanmôre, niks sal jou beweeg nie. Yes. Nou jy like hoor? Niks sal my beweeg onder die bloed van Jesus. Niks sal my beweeg. Kind van die Here staan vas in Jesus Christus. You've got to be anchored. We are living in the time where you will experience more storms than ever before. You've got to realize it. As jy nie nou voorberei nie, as jy nie gereed maak nie, my vriend, die storms gaan sterker word. Yes. Maar die woord sê, moenie vrees nie. Sê dit vir al langs jou, moenie vrees nie. Moenie nou bang word nie, moenie nou bekommerd raak nie. Die woord sê, hy saam met jou. I will never leave you, I will never forsake you, I am walking with you, and I will give you the victory. Amen. Halleluja. In daai verwerking, in daai verlaat, wees geanker in Christus Jesus. Die tweede punt, Jesus het versoeking in die wildernis oorwin. You will find yourself at some point in your life in a wilderness. Ergens in jou lewe, gaan jy 'n wildernis ondervinding hê. En ek praat nie van wildernis hierdie kus af nie, maar ek praat nie af van wildernis luis na daai gedeelte nie. Ek sê maar ek praat van 'n woeste plek. 'n Plek wat jy in jou lewe voel ek het nog nooit soveel aanvalle in my lewe beleef. 'n Plek waar jy voel ek het nog nooit so baie plezier op my gehad soos wat ek nou het nie. 'n Wildernis ondervinding. Maar Jesus triumphed in the wilderness over the enemy. Glory, jy sit vanoggend in hierdie plek. Ek is hier om vir jou te sê, weet dit dat Christus gee en vermoë dat selfs in die wildernis jy dit kan oorwin. Volhard net tot die einde toe. Jy kan gelees in Matteus hoofstuk 4 vers 1 tot 11, kan jy gaan lees oor Jesus se ondervinding en die skrif sê, nadat Jesus 40 dae lank gevas het. Is dit maar wonderlik? Dat die skrif vir ons melding maak van hoe lank hy besig was om te vas. Met ander woorde, vir 40 dae het hy niks geëet nie. Ek weet nie van jou nie. Maar ek het al so 'n paar keer lang vaste in my lewe gedoen. En ek wil vir jou sê, die eerste paar dae voel jy goed. Die eerste paar dae is daar so helderheid wat by jou opvlam, jou kop is lekker skerp man. Dis 'n goeie ding, so vas is goed vir jou. Ek wil nie hoor, vas is goed vir jou. Maar so na die eerste week, dan begin jy agterkom, jou liggaam begin met jou praat. Nou begin jou liggaam vir jou sê, Lambele. Nee? Nou begin jy honger nou. En Jesus, na 40 dae, sê die skrif, het hy nader aan honger geword. Goodness me. Yes. Het jy dit gehoor? Amen. Met ander woorde, die vyand kom nie na Jesus toe op die eerste dag toe hy sterk was nie.
Toe sy liggaam vol krag en energie is nie. Nee. Die duiwel kom na Jesus toe na 40 dae. Toe sy liggaam bietjie swak raak as gevolg van nie eet nie. What do you think? The enemy will come to you on your heart? Nee, my vriend. Hy wag vir jou. Dat jy op 'n plek kom waar iets in jou lewe gebeur het. And it's when something happened in your life, where you are battling to survive. Dis daai plek wat hy na jou toe kom, en nou begin hy aan jou kamer, en hy sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê vir die klippe om brood te word. So die eerste toets in Jesus se versoeking is daai maag. Amen? Die honger. My vriend, ek en jy kan oorwin omdat hy oorwin het. Ek wil jy moet hoor vandag, wanneer jy versoek word, antwoord nie met gevoel nie, maar met waarheid. Yes. Amen. Hoor jy? Ek wil jy baie mooi hoor vanoggend. Wanneer jy in 'n omstandigheid verkeer, wanneer dinge in jou lewe moeilik raak, wanneer dinge voel, maar ek weet nie wat ek kan doen nie, moenie antwoord met gevoel nie. Moenie op jou gevoelens staat maak nie, want jou gevoelens gaan vir jou mislei. Hoeveel keer, kom ek vra vir almal in hierdie plek vanoggend, hoeveel keer, wanneer jy in 'n moeilike tyd in jou lewe was, het jy alleen gevoel? Baie. En weet wat gebeur dan? Dis mos die tyd wat die duiwel na jou toe kom. Dis mos die tyd wat die duiwel in jou oor fluister en sê vir jou, sien jy? Niemand gee vir jou om nie. Sien jy? Jy dien op die kerkraad. Sien jy? Jy's in die musiekspan. Sien jy? Jy's by die sonderskool. I was miss jou nie eers nie. Ons sing die ou jare, oor die donkie, ja, oor die duiwel. Die duiwel is slim. Die skrif sê hy loop rond, soos 'n bril, hy is nie, hy loop rond soos een, en hy kyk wie hy kan verslind. Wat doen 'n leeu? 'n Leeu kom nie na die hele trop toe nie. Nee. 'n Leeu wag vir daai een wat agter is. Die een wat uitgesonder word, die een wat wegdwaal van die groep af. En hoe weet ek, hoe baie keer die duiwel kom en vir jou sê, man, daai ou is waar nie gelyk en dan jy is. Jy wat doen hy? Hy sonder jou af. As jy hoor dat die duiwel vir jou sê, bly by die huis, dis die vinnigste jy moet in die kerk toe gaan. Yes, amen. Glo vir my, hier hoekom? Want dit beteken, hy het sy oë op jou. As jy waar Dit beteken, hy het jou in sy vizier, in ander woorde, hy sien jou, hy sien jou wat op agter die bondel dwaal. So hy sien jou as 'n maklike prooi. You got to realize it. So when you see the enemy, when you hear the enemy, be quick. Man, maak gou, jy moenie alleen wees nie. So my plek in jou lewe is, moenie alleen wees nie. Wat doen jy? Bel 'n vriend. Het jy al die game shows gesien? Who wants to be a millionaire? Who wants to be a millionaire? Dan haak jy vas op, hy vraag, jy het nie antwoord nie. Hy sê, wel, jy het nog jou hulplyn, jy kan 'n vriend bel. Dan bel jy 'n vriend. Belangrik, jy bel die regte dinge. Moenie net jou beste pel bel nou nie. Hy ken dalk nie antwoord nie, jy dalk die pel nodig wat alles weet. Bel. Moenie jou buddy bel in die storm wat saam met jou gaan klaar nie. Dis baie waar. Moenie jou buddy bel in jou storm wat saam met jou gaan sit en klaar oor sy omstandighede meer as ek nie klaar met jou nie. Ja. Bel die buddy wat vir jou gaan sê, hey man, waar
is jy nou? Jy hoort nie hierdie. Ja. Bel die buddy wat reg het vir jou gaan sê, hey, kom aan. Jy weet dat jy al uitgehelp. Staan op. Bel die buddy wat vir jou gaan sê, kom aan. Ek is Sondag by jou, ons gaan saam na die huis van die Here, jy is klaar te wees, ek vat jou. Yes. Bel die persoon wat gaan sê, man, my broer, jy gaan oorwin. My sister, you got this. You can do it. Just keep on going. Yes. Dis die een wat jy nodig het. Nie die een wat gaan saam met jou klaar nie. Dis die een wat jy nodig het. My vriend, weet dit vanmôre. En wanneer jy in daai plek is, die Bybel, die woord van God, is jou beste wapen. Yes. Amen. Dis hoe Jesus oorwin het, en dis hoe jy sal oorwin. Amen. Hierdie is jou wapen. As jy in daai plek is, wel iemand wat vir jou gaan skrif gee. Die woord sê. Ja. Amen. Moenie wag op iemand wat jou gaan vertel wat sê die sterre nie. Die sterre voorspel. Maar ons moet kyk wat sê die horoskoop. Hierdie week gaan jy 'n slegte week hê. Oh, halleluja. Daar die ene. Jesus het vrees en druk in Getsemane oorwin, en jy kan dit lees in Lukas 22 vers 41 tot 44. Jesus was geweldig in angs. Jesus het ernstig gebid en Jesus het nie die handdoek ingegooi nie. Ja. Amen. Amen. Ek weet ons bid tot ons moeg gebid is en dan gee ons op ons ag ek bid nie die Here antwoord my nie. Dis waarom net. Pastoor, die dinge gaan so my lewe, ek het eers my lus om die Bybel te lees nie. Die Bybel weet dan maar hoe jy dit kyk, nee. Want hy weet die antwoord lê in die woord van God. Dis waar. Wat ek wil sê, wil ek net die boek lees. Moet nou nie lees nie. Moet nou nie lees nie. Ja, om toe. As jy dan vir jou movie aanmaak, dan kies jy nog wat een van die hartfeeste movies op. Halleluja. Die laatste plane trekker movies, man, die Here gaan doen. Nou weet jy eers, nou voel jy eers sleg. En die vyand smaai al die pad agter jou. You got to realize your answer lies in the word of God. When Jesus overcame the test in the wilderness, he said, and it is written. Het jy gaan tangsak nie? Het jy vir Google gaan vra nie? En die Bybel gespreek, die woord van God. Amen. Is jy nog die kind van die Here? Yes. Is jy hier? Ek hoop jy hoor vanoggend. Amen. Want ons gaan vrese ervaar, ons gaan druk ervaar, ons gaan moeilike tye beleef, maar wat doen jy in daardie tye? That will determine your victory. Wanneer jy oorweldig voel, bid soos Jesus. Jy hoef nie altyd die omstandighede te verstaan nie. Jy kan steeds gehoorsaam wees. Yes. Amen. Ons hoef nie die omstandighede te verstaan nie. Baie keer wil ons weet, hoekom het die goed nou met my gebeur? Wat ek vir sê vanoggend, miskien help ek jou? Ja. Paulus sê, hierdie goed, hierdie omstandigheid, is vir jou om 'n kroon te bewerk. Yes. Met ander woorde, jy kom in 'n toets omdat God dink jy kan dit handle. God kom saam met jou in daai toets, hy los jou nie. Want die skrif sê, ek laat jou nie bo jou kragte versoek nie. Wow. En saam met die versoeking gee ek ook uitkoms. Halleluja. So daai beproewing verwerk vir jou 'n kroon. As jy nie wat doen nie, verslap nie. Ek raak langs jy sien nou die tyd om te verslap. Ek kyk so op YouTube by die week 'n MMA fight wat opkom. Die man is aan die kry, besig om te veg. En hierdie ander ou het hom. Hy het hom op die grond. Hy het hom vas. Hy's op die grond. Hy's besig om te peper met die ou uit. Hy's hier bo op hom. Hy slap hom. En terwyl hy so slaan, kom sy vrou uit die gehoor uit.
die securities wil dan nog keer van die cage af, né? Wat noem hulle dit? Cage, né? Hy cage wat daar is. Hulle wil keer van die cage af, maar sy sidestep by security. Sy kom tot die by haar man se oor en sy skree deur hy cage, deur hy drade. Skree so, "Kom aan, jy kan nie nou val nie. Kom aan." Toe jy stem hoor. Toe jy stem hoor. Toe sit net wat hy nodig het, hy skop onder die boutjies. Hy kry daai ou in 'n greep. Onthou hy was nou besig om te keer vir sy lewe. Daai ou het vir hom. Ek meen hy's besig om hom te slaan vandag. Hy het die oor aan. Maar net daai woorde wat kom, jy gaan nie nou opgee nie. Jy gaan opstaan. Kry hy daar in 'n greep. Daar met tek. En hy wen die fight van 'n plek waar dit lyk hy's klaar. Jy staan dan nie. Hy staan. Hy wen die fight. Wat sê ek vir jou? Nie luister na die stem van die vyand. Luister na die stem van God. Yes, amen. En selfs wanneer die vyand jou op die grond het, selfs wanneer die vyand besig is om jou te trap en hy maal jou en hy werk jou weer, dit maak nie saak hoeveel hoe jy ervaar nie. You coming out of this. Yes, amen. Amen. My vriend, maar byt vas, staan op, druk deur, die oorwinning is jou. Sê nou wat jou, die oorwinning is joune. Halleluja. Filippense 2 vers 8 tot 11 kan jy gaan lees. Hy sê Jesus het die kruis oorwin deur gehoorsaamheid en liefde. En ek wil jy moet hoor vandag, as ons gehoorsaam is en ons wandel in liefde, gaan ek en jy oorwinning ervaar soos nog nooit van tevore. Die kind van die Here, moenie dink God het jou nie lief as jy in storms kom nie. Moenie dink God het jou nie lief nie. Want dis die ding wat die vyand ons in ons oor fluister, né? Hoeveel keer het jy al gehoor? God het jou nie lief nie. As hy jou lief gehad het, sou hy jou nie op net help nie. Hoeveel keer praat hy so in ons oor en hy vertel vir ons allerlei stories. I want you to know this. That God is with you. When? Unto the end. Hy klim nie al pad uit nie. Hy klim nie uit omdat jy nou begin kla nie. He speaks with you. He will never leave you, nor will he forsake you. But what we got to learn is to trust him. What we got to learn is to praise him. What we got to learn is to worship him, even when things go wrong. Yes. Amen, kind van die Here. Wanneer dinge verkeerd loop, dis die tyd wat jy eers prys. Dis die tyd wat jy eers aanbid. Dis die tyd wat jy eers sing harder as ooit van tevore. Ja. Amen. Don't let him rob you of your voice. Don't let him rob you of your joy. Don't let him rob you of anything that you've got. Doesn't matter where you are. Keep your voice alive. Yes, Come amen. on. Skree al word hy heers. Yes. Skree al word hy heers. Roep uit. Loof die Here. En kyk wat God vir jou sal doen. Kind van die Here, hy is getrou, hy sal vir jou die oorwinning gee, want hy sê ek en jy moet net volhard tot die einde toe. Soms kom oorwinning na gehoorsaamheid. Jy mag nie die pad verstaan nie, maar vertrou God. Daar is baie keer wat ons aan paadjies loop, jou. Paadjies wat jou voel jy sien nie die einde nie. Laat my so dink aan hy Namibië pad van Oudtshoorn van Oranje Moent af by Noordoewer as jy oor die grens kom en jy's op pad Namibië in na Windhoek se kant toe. Jy op daai pad klim is so reguit sit pad man. So ver soos jy ry, so sien jy net die horison voor jou. Lyk as geen einde aan die pad nie. Jy hou net aan ry, jy's reguit. Ons kla oor Vrystaatse vlaktes, nee. Vrystaatse vlaktes is niks oor daai Namibië pad daar op, daar van Noordoewer af op nie. Keerpans hoop, maar begin die pad dan so bietjie draai maar dis 'n lang trek voor jy eindelik begin 'n ander stuk sien. My vriend, al sien jy nie die draaie in die pad nie, al sien jy nie die einde nie, al sien jy nie wat besig is om te ontvou en besig om te gebeur nie, vertrou God, want hy's besig
om vir jou iets uit te werk, al dink jy nie so nie. Maar hou aan glo, want die oorwinning is jou. Amen. Die skrif sê, moenie jou hoop verloor nie, maar die hoop beskaam nie. Jy moet moed hou, vriend. Jy moet moed hou in jou storm. Jy moet moed hou in jou omstandigheid. Jy moet moed hou, want God gee vir jou die oorwinning, selfs in daardie plek van jou lewe. En die laaste punt vanmôre wat ek jou wil gee is dat Jesus is ons kragbron. Nie net ons voorbeeld. Amen. Hy sê in Sagaria, it's not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Amen. Is nie deur krag nie, en nie deur geweld nie, maar deur my gees. So spreek die Here. Amen. My vriend, vertrou God. Vertrou hom. Vertrou hom. Gaan deur die omstandighede. Ons wil baie keer uitklim wanneer dinge te veel raak, maar volhard net en jy sal die oorwinning ervaar wat God vir jou bewerk het. Hoeveel kere het jy dit nie al van tevore gesien nie? Sê nou langs jou, I've seen it before. You'll do it again. Sê nou aan die ander kant vir jou, I've seen it before. You will do it again. Amen. Is dit so? Amen. Kom aan, jy moet nou antwoord. Is dit so? Ja, die duiwel moet jou hoor, is waar. Nie net jy nie, hy moet hoor. Dis waar. God is with you. Hy het die kruis verduur en sit nou in heerlikheid. Wanneer jy moeg is, dink aan Jesus en ontvang nuwe krag. In daai moeilike plek van jou lewe, weet dit, jy veg nie alleen nie. Die Gees wat Jesus uit die dode opgewek het, is binne in jou en hy is saam met jou en sal vir jou die oorwinning bring. Halleluja. Kind van die Here, nie elke fight kan jy wen met vuiste nie. Nie elke fight kan jy wen met vuiste nie. En ek kan jou verseker, 'n geestelike geveg kan jy nie wen met 'n vuis ook nie. Nee. Jy wen 'n geestelike geveg op jou knieë. Jy wen 'n geestelike geveg met die woord van God. Jy wen 'n geestelike geveg deur die Heilige Gees wat jou krag gee en jou versterk in jou moeilike tyd in jou lewe. If you keep on going, God will keep it with you. Amen. Hy is saam met jou. Moenie die handdoek ingooi nie, moenie verslap nie, moenie opgee nie. So wat is my gevolgtrekking? Jesus wys ons hoe om te oorwin. In verwerping wen jy met liefde. Versoeking met waarheid. Vrees met gebed. Lyding gehoorsaamheid. Swakheid volharding. Johannes 16:33 sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Amen. Het jy gehoor? Hy sê hou goeie moed. Sê jy vra as jy hou moed. Sê gou nog iemand hou moed. Sê nog een want hy sê getuienis van 2 of 3. Hy sê nog iemand hou moed. Amen. This is your time, it's your season. God is with you. Op die kruis van Golgotha het hy oorwin en nou kan jy ook oorwin. Amen. Wat is my oproep tot aksie vir jou? Hou jou op Jesus. Jou voorbeeld en jou krag. Dis hy. Yes. Bid deur die pyn. Soos hy dit gedoen het. Glo God se woord bo jou gevoelens. Wees gehoorsaam, selfs wanneer dit moeilik is. Vertrou God se plan, want jou oorwinning is aan die kom. Yes, halleluja. Jy die woord gehoor vanmôre kan. Amen. Don't allow the enemy to trip you. Moenie toelaat dat hy jou pootjie nie. Ja. Nee. Hardloop. Saam met hom. En volharding. Yes. Tot die einde. Yes. Vader, ek dank U dat ek 'n woord kon bring vanmôre vir my gegee om te bring. Ek dank U vir die kosbaarheid van U woord en dankie dat U getrou is aan U woord. Dankie dat ek weet vanmôre U woord verander nooit nie. Die woord sê vir ons oë gefestig op Jesus Christus,
die begin en die einde van ons geloof. Die begin en die voleinde van ons geloof. Baie dankie daarvoor. Dankie dat ons weet vandag dat in U het ons die oorwinning en saam met U is ons meer as oorwinnaars. Amen. Hou ons in die holte van die hand. Versterk ons. Lei ons. Dra ons. Rig ons. Versterk ons. En dankie, want U is altyd getrou. En lof en eer kom U toe. Terwyl ons oë gesluit is, ons hoof gebou is, dat jy vra vandag vir hierdie plek, hoe staan jy saam met die Here Jesus Christus? Is jy gered? Het jy Jesus aangeneem as jou saligmaker? Het jy Jesus aangeneem as jou saligmaker? As jy dit nog nie gedoen het, wil jy vandag uit besluit neem om Jesus aan te neem? Dis die beste besluit wat jy ooit in jou lewe kan neem. Sonder Jesus is ek en jy verlore. Niemand anders kan jou red nie. Niemand anders nie. Net Jesus. En as jy vandag besluit neem om Jesus in jou lewe in te nooi, wil ek jou vra net daar waar jy is. Wil jy net vinnig jou hand opsteek as 'n teken vandag as jy pastoor sal jy nie vir my bid nie. Ek wil vandag Jesus in my lewe innooi. As ek so kyk, ek gaan nie uitrek nie, ken my. Ek rek nie uit nie. Onnodig. Ek gaan 'n laaste keer vra. Jy jou hand opsteek, en dan gaan ek bid. Miskien is daar iemand op Facebook vandag wat kyk en sê, pastoor, ek wil hierdie Jesus aanneem, en die prys vir my betaal. As jy dit vanmôre, daai besluit wil nie, en die laaste keer, steek gou jou hand op, en dan gaan saam met jou bid, in die naam van Jesus. En dan gaan ek bid, en ek vra gemeente, kom ons bid saam, ons bid saam, ons gaan bid saam met hierdie mense op die kamera ook, en ons gaan die Here saam vertrou, kom ons stem saam in gebed, en ons bid saam. Sê net Here Jesus, ek kom na U toe. En ek erken, ek is 'n sondaar. Vader, vergewe my sonde. Was my met die kosbare bloed van Jesus. Ek glo, Jesus is die Here en hy is die Seun van God. Ek glo, hy is gebore uit die Maagd Maria, het gesterwe op die kruis van Golgotha, en het opgestaan uit die dode. En hy sit nou aan die regterkant van die Vader, van waar hy weerkom. En die woord sê, as ek in my hart glo, dat Jesus die Here is, sal ek gered wees. Ek glo dit. Ek het nou bely. En daarom dank ek U vir my redding. Van hierdie oomblik af, wees Heer van my lewe. Ek gee my oor. Leef nou in my. Leer my. Tot U. Amen. Amen. Oh, praise God. God is good. Op die Here eer. Elke stuur wat ons in hier is. God is goed. Amen. God is getrou. So kosbaar. Wow. Ons het so saam gebid en die Here vertrou dat hy vir ons sal voorsien dat ons hierdie gedeeltes kan deel. En as jy vanoggend ingestap het met daai Heer, sou jy mooi gesien het. Die Here het vir ons voorsien. Amen. Amen. Kom aan. Ons bedank vir die Here. Amen. Halleluja. Dankie die Here is getrou. God is faithful. Ek wil sê, hou aan vertrou. Die Here is getrou. Amen. Nou kom ons gaan na die afkondigings toe vir hierdie week wat voor ons lê. Ons het sekerlik 'n paar verjaarsdae. Lyk dit aan die Here? As sy op die 4de Mei het ons vir 'n lei Kloete wat verjaar. Daar was nog iemand wat ek gesien het op die 4de. So deel is 2. Seker. Lei Kloete op die 4de. Die 7de Mei is dit Wendy Jordan wat verjaar. En dan op die 8de Mei is dit Norika Williams en die 10de Mei Rian Delport. Wat verjaar? Is daar nog? Net hierdie ry. Waar prys die naam van die Here? Baie geluk. Is daar iemand wat ons gemis het? Ek jou nie mis nie, né? Ons wil sê baie geluk aan elkeen wat verjaar in hierdie week. Mag die Here jou ryklik seën. Mag goedheid en guns jou volg elke dag van jou lewe en mag hierdie jaar die beste jaar wees van jou lewe tot nou toe. Amen. Amen. Kom ons sing saam vir hulle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Wow.
Hey, hier is ons obstakels hier so rond, is die nie? Paar rye. Prys hier om dit ons gaan afkondig. Moenie vergeet nie, vanaand is ons in die huis van die Here. 5:00, dan maak ons weer so en ons praat oor die Heilige Gees. Loop met my Heilige Gees. Wees om te gaan na Pinkstertyd toe. Maak jou gereed. Die Here gaan die vuur laat val. Pinkster gaan ons sien in hierdie plek. Amen. Want die Gees is uitgestort. Amen. En ons gaan die teenwoordigheid van die Here beleef. Moenie net vanaand om 5:00. Volgende Sondagoggend om 9:00 is dit ons kinderkerk, ons sonnaskool, as ook 9:00 oggend ons oggenddiens. Moenie uitmis nie. Nooit iemand saam met jou. Hierdie week gaan vertel vir iemand, Jesus het jou lief. Amen. Jesus het jou lief. Maak 'n punt daarvan. En dan moet jy vergeet nie natuurlik volgende week 5:00 die Sondag aan 5:00 maak ons weer so. Is dit nie? Twisties, dankie my vrou. Dankie my vrou, help my hier weg. Nie volgende week Sondag aand nie, want dis Woensdag en onthou Vadersdag, dan gee ons jou die Sondag aand af. Dat jy tyd kan spandeer saam met jou moeder en saam met jou vader, né? 'n bietjie tyd spandeer. Amen. Dis 'n belangrike tyd. Familie is kosbaar. Ouers is kosbaar. Amen. Jy moet nie vergeet nie, né? Okay. Ondersteun asseblief ons sonnaskool met die broodjie projek. Baie dankie. Jy kan ons sonnaskool kontak in verband met dit. Suster Nicolien, Pieter, broer Pieter, wie sal nog? Lucinda, wie sal nog? Annezel, wie nog? Ja, dit is onder die naam. En Colette natuurlijk. Nie vergeet die Colette ook, ja. Okay, so kontak hulle en saai in daai bedryf in daai plek en ek weet dit is 'n belangrike area. Jesus en die kindertjies baie lief, né? Okay, Dinsdag natuurlik evangelisasie 6:45. Beweeg ons van hier af tyd, kom by mekaar hier. Moenie mis nie. Gaan saam met ons leer, ryk uit. Dit maak 'n verskillende impak waar ons ook al gaan, né? En onthou, jy's 'n instrument in die hand van die Here. Halleluja. En dan natuurlijk, Christen, as jy staan nader, moenie vergeet nie, ek wil teruggaan maandag toe, môre aan, na al die vakansiedae wat verby is, môre aan, bid ons weer. Op my tydjie uit, om bid saam met my. Ons bid in hierdie plek, van 7:00 tot 8:00, is net 'n uur, en jy sal nie glo vinnig gaan 'n uur verby nie. En mens kom bid saam met ons. As jy sê, hoe bid julle vir 'n uur? Kom join ons, jy gaan sien hoe bid ons vir die uur, soms vandag. En jy gaan nogal deel wees van daai uur se gebed. Dis amazing. Voornemende lidmate, doopelinge, moet asseblief met broer Byn gesels en daar agter staan hy daar met die toonbank, broer Byn, baie genoeg vir hulle. Daar is hy waai vir hulle. Sit jou naam op as jy graag gedoop wil word, as jy lidmaat wil word, sit jou naam by broer Byn op. Hy gaan jou deur die klas vat en hy gaan met jou gesels rondom dit en jou bietjie vertel oor hoekom ons doen wat ons doen. Amen. I greet you all in the wonderful name of Jesus. I just want to say for the Chosen Prophetic Dance Ministry that we have a raffle and it's for a Mother's Day basket. So if you want to give one of the 4 tickets now, it's 10 rand one for one. And you can get it by me, Auntie Lee, Sanita, or Moniso, any other dancers. And Sanita and Moniso right over there if you want to get the raffle. And you can just write your name down, Salon, and your number. Thank you. Amen. Auntie? So, hulle het 'n fondsinsameling, selfs met hulle, sit jou naam op, ondersteun ons Chosen Prophetic Dance Ministry. Baie dankie daarvoor. Hulle samel ook fondse en jy het gehoor is 'n Mother's Day basket, né? So bederf jou ma, en Christen het vergeet om te sê wat sy gesê het, sy gaan sê, as jou ma lief het, né? As jou ma lief het, kry jy raffle, hoor, okay. Nou wil ons sien hoeveel ma's sien, wie sien die van die ma's sien, hè? Ek lag, nou kom maar so 'n prentjie by my op Facebook, een van die video's, die man staan daar in die plane, en die mense loop hier verby en het sy bordjie daar so by hom. Jy weet mos hoe die ouens mos vir geld vra, en hy staan daar met sy bordjie.
If you love your girlfriend, don't make dan loop hy en sy girlfriend al verby, ek kan ons nie verby loop en dit ons wys ek is die vaar, jong. Woensdag natuurlijk het ons selle wat uit op verskillende plekke skakel in by die selle, ons praat oor hoe om Gods oorvloedige seën oor jou lewe te ervaar. En is 'n lekker onderwerp, is 'n kragtige gebed. Ek wil vir jou sê, ek kan jou challenge, doen dit vir 30 dae en kyk wat gebeur. Die Here is getrou. Halleluja. Skakel in, donderdag is dit ons lofdanses, 6:30, die Nazarenes oefen hulle hier by die kerk, en as jy wil deel word, kan jy praat met Sister Cathy, Sister nie, ek sien haar nie, okay, Sister Cathy, en Dani was Dani is ook die erg, sê, ag julle ken vir Dani nou al, nee, Dani in die sting, Dani, okay, die Dani by die hekkie, Dani daar achter, okay, so, praat met Dani, en die skakel om dit te skakel, 6:30, donderdag gaan, en dan Vrydag is dit jeug, en die jeug het 'n lieflike wakker bly gehad, het 'n lekker tyd gehad in die huis van die Here. Praat dit terug. Good morning, congregation. I greet you in the mighty, wonderful name of Jesus. Hey, ek gaan nou eintlik net moet kry, want Christine sê nou myne. Copyright. So, this Friday evening is going to be youth again. Please do not miss out. You want to be here. This is going to be the place to be. Then, youth, I'm calling you up Saturday from 9 o'clock to 12 o'clock. We're going to be here. Okay? We need to get our things ready for the Mother's Day service. Okay? Yeah, ons gaan 'n lekker service here. So, mothers, be ready. Gemeente, wees hier. Amen. Amen. Gemeente, wees hier. Ons het 'n geseënde tyd in die huis van die Here. Ons jeug gaan ons bedien. Lekker, ek kyk sommer uit daarna. Amen. Ons dit ek. Het is lekker om ons jong mense aan die hand te sien vir die Here Jesus. Amen. Wat de afkondiging is ons nog gegeven. Bybel vasvraag, die 5de Julie. Maak jou gereed. Ons gaan 'n lekker kompetisie hier onder mekaar hê. En ek kyk sommer uit dat het 'n lekker tydjie wees, né? En kom ondersteun ons, wees deel daarvan. En moenie vergeet nie, die 18de tot die 20ste Julie het ons 'n mannekamp. Manne, is julle hier so manne? Manne? Soos hier gaan kamp saam met ons. Hier gaan 'n lekker tyd hê. Gaan 'n goeie tyd wees in die teenwoordigheid van die Here. Ons kampe is geseën. Jy wil nie mis nie, hoor. Wees daar. En Colette, ons weer help om my volgende datum weer reg te maak. En dat ons die regte een het, en jy kan 'n vormpie kry. En onthou, as jy mannekamp toe gaan, jy moet 'n vormpie voltooi asseblief vir ons. Hoor, ons het jou inligting nodig, asseblief tog. Ons moet weet hoeveel gaan, en is natuurlik ook 'n vrywaring wat jy ook teken, baie belangrik. En dan moet jy vergeet nie, die 9de Mei is nou die Vrydagstudie. Nou Vrydag, die 9de Mei het hulle weer 'n praise and worship by Suikerbossie plek. Okay, die Suikerbossie plek, né? Die wat was er al sê, Suikerbossie wil jou hê. Dan gaan Suikerbossie toe, né? As jy Suikerbossie toe, dan gaan sy nie saam daarson. Net die Suikerbossie wat sy gaan voetjies saam sing, okay? Die Here seën jou. Maar nie vergeet nie, 7 uur en hulle is so besig om siele te wen vir die Here. Ek is trots op die span, die uitrustingouens, man, ons het 'n goeie klomp siele al bereik vir die Here in hierdie jaar. En is awesome. Wil jy net vir 'n hande klap gee nie? En dis nie net vir hulle nie. Jy kan hom maar join. Skakel in. Wees deel. Rykheid maak 'n verskil. Amen. Is dit alles afkondiging? Hier, die blessbox. Okay. Die blessbox. Die laaste Sondag van Mei. Wat is dit nou? Wat is die laaste Sondag van Mei se datum? Dan gaan ons iemand bless. Ons het gesê in Mei maand. Ons wie iemand bless. So, die onbederfbare goedjies en jy nou bring in die blessbox sit, seëning, want die woord sê is beter om te gee as om te ontvang. En dan natuurlik
dan natuurlijk, op daai Sondag, dan kan jy die bederfbare goedjies bring, soos die vleise, die vars groentes en daai tipe goeders, en daai Sondag, dan ons die man bless. Maak ek liewer vir die 1 Junie, want die laaste Sondag is die 25ste Mei. Almal het nog nie salaris gekry soos hulle skoolmense. Hulle sê ons kyk 1 Junie toe, is dit oké? Okay, ons kyk om 1 Junie sy Sondag dan, ons maak om die eerste Sondag, hy Sondag en ons iemand bless, sodat ons genoeg tyd het, en sommer lekker die blessboxe vol te maak, en ons bless iemand verhoorlik. Amen? Right? So let's do it together. Kom ons doen dit saam, baie dankie. Die Here sê ek, dankie dat jy hier was. Ons wil net vir baie dankie sê, die tyd uitgekoop het vanoggend in hierdie plek saam met ons te wees, in die naam van die Here groot te kom maak. Die Here seën jou, hy saam met jou, en sy guns is op jou. Amen. Kom ons staan op ons voete. Het ons besoekers vanmôre, ek het 'n paar besoekers gesien, wys op my met die hande daarso. Ek het 'n paar gesien daar's 'n paar daar. Is daar nog? Jy sê Daarso, hy speel nou net. Ja, okay. Kom ons gee dit vir 'n lekker applaus. Welkom. Welkom. Hulle was saam met ons, mag julle seën, groei dit van ons geniet en kom gerus weer. Amen. Kom ons sluit af met gebed en ek gaan nou vra dat Brother Timothy ons sal kom vandag met gebed. Asseblief baie dankie, Brother Timothy. Heavenly Father, we come before you, Lord God, and we just want to thank you and glorify you, Lord God, for the service this morning, Lord. Yes. Lord, I thank you that the word has been spoken, Lord God, Yes, that it Lord. has been delivered, Lord God. Lord, I pray that seed will grow in our hearts, Yes. Lord God, Lord, that we will speak and live out your word, Lord, Yes. as we walk in every step that we take, Lord, that the people will see that you are good, Lord, through us. Let your light shine through us in the mighty name of Jesus, Lord. Lord, we glorify you, we honor you, Lord. Lord, I pray for blessings over this church and this congregation, Lord God. Lord, every business, bless them, Lord God. Pick them up where they are needing in them, pick up in their business now, Lord God. Lord, we thank you for the schools, Lord, that you are blessing the schools in the mighty name of Jesus. Lord, we are thanking for growth in this church, Lord God. Spiritual growth, exponential growth, Lord God. Lord, thank you for what you are doing. We glorify you. Financial growth in the mighty name of Jesus. We glorify you, Lord God. Lord, I pray, Lord God, that you will be with every person as we go now, Lord God. Lead us wherever we need to go, Lord. Keep us safe. Keep us in your hand. In the mighty name of Jesus, we give you honor, we give you glory, and we thank you. Amen. Amen. Sê maar vir so lank jou, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou gaan en bly totdat hy kom. Amen. Alle vriende, die Here